is die boodskapper van Christus. Ek verteenwoordig Jesus Christus. Waar ek staan, is ek die beeld van Christus, met die boodskap van Christus, met die krag van Christus. Want ek praat nie myself uit nie, maar ek praat in die naam van Jesus Christus. Geroep, gestuur, uitverkies. As julle Bybels dan gaan julle saam met my in Johannes 10 vanaf vers 10. Die Bybel sê dat die smokkelaar nee, julle het dit gehoor nie. Die smokkelaar kom net om te steel. Yes, hallelujah. Rebo Shantakaya. Jesus. En te slag. En te verwoes. Maar Jesus het gekom om lewe te gee. Oh my God. En 'n lewe in oorvloed. Yes, hallelujah. Jesus. Die Maagd het gekom om jou huis te slag. Praat saam met my. Die Maagd het gekom om te verwoes. Die Maagd het gekom om leeg te maak. Maar die Here van hemel en aarde het gekom om vir jou lewe te gee en lewe in oorvloed. Beter as dit kan swart saak nooit kry nie. Beter as dit kan jou huisgesin nooit kry nie, want dis die lewe wat vir jou lewe gegee het. Yes, hallelujah. Ek sê vir jou, die pap het gekom om te verwoes. Die pap het gekom om te steel. Maar Jesus het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed. Praat saam met my Swartstraat. Hoeveel mense is verwoes? Was dit Jesus? Hoeveel mense se lewens het mekaar uit? Was dit Jesus? Hoeveel mense se huisgesinne het mekaar uit? Ek wil jou vra, was dit Jesus? Want as jy nog iets Jesus probeer het, dan kan jy nou vanaand hierna toe kom. En ek sê vir jou, hierdie lewe is nie net lewe nie, maar dis lewe in oorvloed. Hallelujah. Dankie, Jesus. No. Nou ons moet een ding verstaan. Dat die lewe wat Jesus van praat, is nie sodanig asemhaal nie. Praat saam met my. Want die mens het asem gehad voordat Jesus gekom het. Maar hy het gesê toe hy kom, toe gee hy lewe en lewe in oorvloed. So die mense het al reeds asem gehaal. Dis nie die lewe waarvan hy praat nie. Die mense het al reeds onbeweeg. Dis nie die lewe waarvan hy praat nie. Dis nie die lewe nie. Hy het gepraat van die lewe wat net van God afkom. Dat wanneer die Heilige Gees kontak maak met 'n sterflike liggaam, dan gaan hierdie liggaam weer opgewek word en sy sal wees soos 'n man wat gelei is en 'n vrou wat gelei is deur die Heilige Gees. Sy het nog nooit gelewe as hy nie God in jou lewe het nie. Sy het nog nooit gelewe as sy nie die Here in jou lewe het nie. Die Heilige Gees bring lewe, want daai lewe kom van God af. Dis nie die lewe wat jy gekry by jou ma en jou pa nie. I'm telling you now, dis nie die lewe nie. Want daai lewe kan vir jou lei na die dood toe. Maar die Bybel sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Selfs al sterwe iemand in Swartstraat, hy sal weer lewe, want die Here is in sy lewe. So jy kan nie wees dat die lewe wat Jesus weer aangebied het, is asemhaal nie. Van mense het asem gehaal, nog voordat Jesus gekom het. Ek wil sê, Swartstraat, dat die skille moet van jou oë afgaan, want as jy nie die lewe van die Here in jou lewe het nie, dan sal jy nooit kan sien wat lewe regtig is nie. Die Bybel sê in Johannes, dat Jesus die aarde beweeg, en Johannes skryf so mooi, hy het aan die lewe hy gevat. Hy het aan die lewe hy gevat. Hy het aan die lewe gevat, want die lewe was binne in 'n mens ingedruk, naamlik die Heilige Gees. En dit is die Heilige Gees wat lewe kan bring in jou lewe in. So met ander woorde, baie mense wat die is, wat nie God in sy lewe het nie, ek wil vir sê, dit is al reeds dood. Moenie wag vir die kussie.
Nee, wag. Moenie wag vir die kussie. Want die Bybel verklaar dat die Adam en Eva gesondig het toe hulle gesterf het. Daar hoekom? God se definisie van dood beteken skeiding van hom af. Maar as die Heilige Gees binne in jou lewe, dan is dit die naaste kontak wat hy het aan die Here, haleluja, wat die hemel en aarde gemaak het. So there must be a connection between life and the one that has given the life to us. My vraag zoals straat, het sy lewe? My vraag, lewe sy? Want as jy asemhaal, dis nog nie die bewys dat jy lewe nie. Praat saam met my. Want as jy hier loop, dis nog nie die bewys dat jy lewe nie. Want as jy God in jou lewe het, halleluja, die Bybel sê, halleluja, jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Die skille moet van jou oë afval. Die lig van God moet op jou lewe skyn, halleluja. Dan kan ons praat van sy lewe. Dan kan ons praat van sy is in die koninkryk van God. Maar tot dan toe sal ons nooit kan praat van sy lewe nie. Sy al asem, maar sy lewe nie. Sy loop in die aarde, maar sy lewe nie. Sy doen wat in hierdie op die aarde, maar sy lewe nie. Sy het die kar, sy het die grootste huis, maar sy lewe nog altyd. Die praat saam met my. Want sonder God is alles te vergeefs. As die Here die huis nie bou nie. As die Here jou huis nie bou nie, dan gaan die duiwel kom om te verwoes. Hy gaan kom om te steel en hy gaan kom om te plunder. So die keuse wat ons elke dag maak, is eintlik 'n keuse van lewe en kyk jy, dit is 'n keuse van lewe en dood. Om jou te bekeer, dis 'n keuse van lewe en dood. Want as jy hier nou bekeer, dan lewe jy outomaties. As jy nou bely en in jou hart en glo dat die Here God as die dood het opgewek en jy confess dat die Here Jesus is die Heer van jou lewe, dan lewe jy. Halleluja. Dan gaan jy lewe. Ek wil vir jou sê, en dan van die dag af, dan sal jou lewe nooit meer dieselfde wees nie. Jy sal 'n veranderde man wees, jy sal 'n veranderde vrou wees, jy sal nuwe raad hê hoe om jou huis reg te ruk, jy sal nuwe raad hê hoe om met jou man te praat, met jou vrou te praat. Luister, alles gaan gebeur as gevolg van net die een besluit. Hoekom? Want daar's nou dood in jou lewe, maar die moment as iemand bekeer, dan is 'n lewe in daai huis. Dan is 'n lewe, daar's 'n lewe. Jesus. En luister hier. Dis die lewe wat ek van praat, is die lewe wat Jesus vir ons kom gee. En soveel so, dat hierdie lewe is indestructible. Praat saam met my. Selfs al gaan sy hier dood, die Bybel het gesê, selfs al gaan sy hier dood, sy lewe nog steeds, halleluja. Sy lewe nog steeds. Oh, Jesus. So hierdie ewige lewe wat ons van praat en wat ons van preek, is nie net 'n gewone lewe nie, maar dit is 'n lewe van God, wat hy wil hê, hy moet inneem in jou gees in, en wanneer daai lewe kontak maak, dan is dit net die gees van die Here, wat in jou lewe is, halleluja. Hoeveel keer, luister hier, hoeveel keer wil ons daar op 'n openlig staan? Ek het nog net vir iets gegee, dat mense loop hier by die aarde, en hulle is dood. Ek het nog net vir jou gesê, mense, hulle aas die aarde, maar hulle is dood. Hoekom nie? Hulle het nie God in hulle lewe nie. Skeiding van God is dood. Skeiding van die lig, outomaties kom 'n duisternis. Jy hoef nie duisternis in te nooi in jou huisie. As jy nooit God in jou huis gaan innooi nie, dan sal die duisternis aan mekaar en aan mekaar en aan mekaar in jou huis wees. Die probleem is die duisternis nie. Die probleem is ons as mens gee nie God die regverdige kans om homself te bewys aan jou lewensomstandighede waarin ons is. Van ons die lig kom, jou lewe is nie dieselfde nie. Testimonies op testimonies, mense kan maar wat sê, hulle kan maar wat sê, luister jy, hulle kan maar sê dat mense lieg oor hierdie God. Ek weet dis 'n ware God. Hoe weet jy? Jy het die lewe ontvang wat die Here van gepraat het. Jesus. En geen mens kan van daai lewe praat as hy nog nie daarin is nie. Praat saam met my. Sy weet hoe dit is om te bekeer te wees. Sy kan maar na my kyk om bekeer te wees. Sy sal dit nooit ervaar nie. Sy sal dit net ervaar wanneer sy Jesus toelaat in jou lewe en hy omswaai in jou lewe plaasvind, dan sal sy die krag van die Here ervaar.
maar sy sal dit nooit ervaar as sy na 'n pastoor kykie. Sy sal dit nooit ervaar as sy na kerke kykie. Sy kan maar wat in die kerk sê, sy kan maar wat in die man van God sê, sy kan maar wat sê die mense, hulle goed is nie reggie. Nee, sy kan maar wat sê. As sy nie God in haar lewe aanneem nie, dan het sy nie experience nie. En experience wat ons het, is experience wat ons van gelees het nie. Nee, praat sy by my. Dis die experience wat ons van gelees het nie. Hierdie experience wat ons het, is die blote theorie nie. Yes. Dis prakties nie. Ons het regtig die Here in ons lewe. Die Here kom regtig vir ons deur. Die Here is regtig die kenner van die hart en die toetser van die niere. Dis nie meer iets wat ons lees nie, maar die Bybel het lewendig geword vir ons. En hierdie lewe is die lewe waarvan ek praat. Die lewe is die lewe waarvan ek praat. Swartstraat, julle wat na my luister, ek bied jou vanaand, bied ek jou 'n lewe aan. En dis nie net lewe nie, maar dis lewe in oorvloed. Kom na die lewe toe. Want daar wat jy is dood as die Here se teenwoordigheid nie daar is nie. Daar wat jy in 'n situasie is dood as die Here nie daar is nie. En glo my, ek weet waarvan die paard, ek ken mense wat groot testimonies maak. Hulle weet hulle moet God in hulle lewe aanneem. Maar wat hou jou vas? Moenie laat daar jou vashou wat jy nou vashou nie. Ek nooi jou vanaand uit, halleluja. Oh, glory to God. Ek nooi jou uit. Kom en aanvaar Jesus in jou lewe. Kom en aanvaar die Here in jou lewe. Want hy het gekom om nie net lewe te gee nie, maar lewe in oorvloed. Halleluja, glory to God. Kom ons staan, kerk van God. Halleluja, man van God. Speel het harder. Dan lig ons hande op verskillende plekke toe. Ek is klaar gepreek. Al wat sy moet weet, is dat die lewe het gekom. En sonder die lewe dan sal reeds dood. Moenie wag vir jou kussie, want sy sal reeds dood in die toestand waarin sy is. Ek wil saam met jou bid vanaand, halleluja. Kom ons lig ons hande op na verskillende plekke toe, halleluja. Sommige van julle kan miskien daar staan, lig julle die hande so op, halleluja. We are sending the salvation power to the people of Swartstraat. Staan eens op die kant. As daar mense wat eens op die kant kan staan, staan eens op die kant, my sisters. Staan eens op die punt, moenie skaam. Halleluja. Glory to God. En begin 'n bid net. Daar's mense wat actually wil kom. Maar die kettinge van die duiwel hou hulle net daar vas. Maar omdat ons kan bid, kan ons daai 5 minutes, daai 5 sekonde kan ons aan hulle gee, sodat hulle kan loskom en net hier kan kom. Oh, halleluja. Ek bid vir jou Swartstraat, man van God. Ek bid vir jou Swartstraat. Sy ken my, sy weet van my. Ek bid myself vir jou aan nie, maar ek bid die Here aan, halleluja. Ek bid nie 'n kerk aan nie, maar ek bid die Here aan. Ek bid nie 'n mens aan nie, maar ek bid vir Jesus Christus aan. Kom na hierdie plek toe. Shibron dele karoma. Le kabanda sete Cristo. Li remonda parun kalisto brante tida. Li rabomo sikaye. Kom nou.